So 1 Korintiërs 11, 1 tot 16, Paulus skryf hier, wees my navolger soos ek ook 'n navolger van Christus is. Hy sê, ek prys julle, dis nou die Korinte, omdat julle altyd aan my dink en omdat julle vashou aan die tradisie soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Elke man wat met 'n bedekking op sy hoof bid of profeteer, doen sy hoof oneer aan. En elke vrou wat met 'n onbedekte kop bid of profeteer, doen presies dieselfde asof haar kop geskeer is. Want as 'n vrou nie haar kop bedek nie, moet sy ook maar haar hare kort afsny. As dit vir haar 'n skande is om haar hare kort te sny of haar kop kaal te skeer, moet sy haar kop bedek. 'n Man behoort nie sy kop te bedek nie, omdat hy die beeld en sieraad van God is, terwyl die vrou die sieraad van die man is. Want die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man. En die man is nie terwille van die vrou geskep nie, maar die vrou terwille van die man. Daarom moet vrou terwille van die engele 'n teken van gesag op haar kop hê. Nogtans, in die Here is 'n vrou nie sonder 'n man nie en 'n man nie sonder 'n vrou nie. Want soos die vrou uit die man gekom het, so ook die man deur die vrou. Maar alle dinge kom van God. Oordeel vir julleself onder mekaar, is dit gepas vir 'n vrou om met 'n onbedekte hoof tot God te bid? Deur juist ons nie uit die natuurlike orde, julle nie dat as 'n man sy hare lank dra, dit vir hom 'n oneer is nie. Maar as 'n vrou haar hare lank dra, dit vir haar 'n eer is nie, want lang hare is vir haar 'n bedekking gegee. As iemand egter toeskierig wil wees, wat ons nie moet wees nie, ons het nie so 'n gewoonte nie, en die ander gemeentes van God ook nie. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord, lei ons in u woord, Here, om ook die konteks reg te kry, Vader, maar dat ons op hierdie Moedersdag sal verstaan hoe uniek die rol is van die vrou, ook so in die gemeente. Dankie vir die insig wat kom deur die Heilige Gees. Wil U vir ons dan lei, ons gedagtes, Here, rig op Christus, Here, wat die hoof is van die kerk, hoof is ook van Here, van almal wat in die kerk is. Dankie vir die rolle wat U vir ons gegee het, wat uniek is. Word U verheerlik in Jesus naam. Amen. Dit sal veel vreemdeling sê, Dries praat op Moedersdag oor die rol van die vrou, asof dit derogative is. Dis nie neerhalend nie, dis 'n unieke rol, ons gaan daarby kom later. Maar ons die standpunt is oor die vrou in die bediening. Nou as vertrekpunt moet ek dadelik meld dat dit is die baptiste se siening. Sou mense verskil, ons het nie die reg om enigiemand ter helle te veroordeel, omdat hulle dit op 'n ander manier doen nie. Maar tog moet ons kyk eksposerend na die gedeelte, want dit is veral die gereformeerde kerke wat in die standpunt vashou in die rolle meer as ander kerke. Dit is nie vir enigiemand gegee om 'n oordeel te vel oor wat ander kerke se praktyke is. Maar tog moet ons eie standpunt onomwonde stel, al stem mense nie heeltemal saam daarmee nie. Dis hulle reg, dis hulle goeie reg. En daar's baie punte waarin ons verskil. En God sal op die ou einde oordeel, en ongelukkig begin sy oordeel in die huis van God. Begin altyd by die huis van Paulus sê, ek het niks te doen om die oordeel buite die kerke nie. Dat die wêreld hulle self oordeel, dat hulle eie regters en landroste en mense aanstel om te oordeel. Maar binne in die kerk is dit gegee, die Here gee voorgangers, ouderlinge om die rigting te bepaal waarin ons gaan. So glo ek in elke denominasie ook. Wat hoor is hoor, ander woorde weer eens, ek sien myself onder die gesag van God, en nie mag agterna sê, Dries, ek stem nie met jou saam, jy is wel ons kan nie oor alles saamstem nie, maar ek probeer in die skrifte probeer ek die Here Jesus Christus verhoog en eer en
te kom aan dit wat hy vir ons oorgelewer het, wat kosbaar is. Ons het verlede week gemeld dat daar afgelope 30 tot 40 jaar en 'n bietjie langer 'n geneigtheid is van baie kerke reg oor Suid-Afrika, praat van nie net van die gereformeerde kerke, die drie susterskerke, methodiste, presbyteriane, om so 'n bietjie weg te skuif van die opdragte wat die Here vir ons duidelik en onomwonde stel. Hy maak dit nie twyfelagtig vir my persoonlik daaroor te wonder nie. En dit is veral as dit kom by Paulus, word Paulus aangeval. Nog altyd. Ek weet wat hulle leer, want ek het ook daar, ek het ook in daai rigting, was by Nisa ook, weet wat hulle leer, want hulle val die skrifte aan. Hulle noem dit historiese, kritiese benadering tot die geskrifte. Die geskrifte is nie meer gesag nie. Ons praat nie meer van skrifgesag nie. En dis jammer, want die drie susterskerke het daarop gestaan vir baie jare. Ek dink van die fondasie van die gereformeerde kerk het hulle gestaan op skrifgesag. So die skrif het gesag. So ons hanteer die skrif met gesag. Ek self probeer die skrif met die nodige eerbied hanteer, want weer eens, na die lewende woord Jesus Christus God sigbaar kon maak het ons 66 rekords van dit, die geskrewe woord, en ons moet volgens die geskrewe woord handel, want dit is wat ons uniek maak as 'n kerk, as baptiste kerk, want ons hou aan die skrif vas. Dit gesê, mens moet baie versigtig wees om, selfs in hierdie gedeelte wat ons volgende keer na sal kyk, om te kyk, hoe word hy in sy konteks geïnterpreteer? Want konteks is ook belangrik. Ons mag nie die ding uit sy versies uithaal en dit toepas soos ons wil nie. God gee altyd die riglyne. Nog die gewoonte van die mens van Adam en Eva is om altyd God se woord teen te staan. Wat die slang vir Eva dadelik, ek wonder hoe lank sy geskaap is, dan kom die slang en sê, het God regtig gesê? Is dit wat ek verstaan ek as Satan reg, is dit wat God gesê het, julle moet doen? En dan begin die kraak, dan begin die fondasie van die mens en die opdragte van God aangeval word. En dan val hulle ook daarvoor, en dan val die hele mensdom. Want dit het begin, waar God gebied, en een perimeter vastgestel en sê, julle moet binne in hierdie area beweeg. As julle my guns wil beleef, as julle met my gemeenskap wil hê, moet julle binne in hierdie area beweeg. Dis my voorwaardes. Julle mag van alle ander eet, maar van dit mag julle nie eet nie. En dan vind ons wat doen hulle? Hulle besluit om liewer, glo ons self is verlig, ons sal self besluit, baie dankie God, dankie dat jy ons tot hier gehelp het, dankie dat jy ons geskaap het, maar van hier af volg ons 'n alternatiewe rigting, want dit klink beter. Ons wil net so slim wees soos God. Ons wil beter as God weet. Ons het nie God nodig om vir ons te sê wat ons moet doen, hoe ons dit moet bewerk nie. So vind ons van die begin af dat die mense nie net in Adam en Eva rebels was nie, maar ons vind ook, weer eens, as Paulus hier praat hier van die skepingsorde ook. Wat is die skepingsorde? En jy weet dit self, Genesis 3 vers 16, wat het God gesê? Hy sê, en 'n man sal oor sy vrou heers. Maar behalwe vir dit, wat sê God in Genesis 3 vers 16? Skop ek die emmer. God stel 'n besonderse orde en hy gee opdrag aangaande die huwelike, hoe God wil hê en wat hy dit daarmee gedoen wil hê. Hy sê, vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak. So erger as wat veronderstel was om te wees. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring en na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Nou mense, dis nie 'n vervloeking, dit is skepingsorde. God het so bepaal. Dit is, ek maak eers die man en uit hom maak ek vir hom. Wat is die vrou se rol? Ja, om te wees. Helper. Dit staan, hy sê ek sal vir hom 'n helper maak wat vir hom geskik is. Arme Adam, jy gaan nie regkom nie. Arme Adam, jy probleme. Nee. Kom ek gee vir jou helper, want hierdie is te groot 'n taak vir jou om te hanteer.
Kom ek gee vir jou iemand wat jou kan help. En dis 'n teken van seën, want wat word die Heilige Gees genoem? Die helper. Die helper, die een wat langsaan inkom en help. As die persoon te swak word, en baie mans is in elk geval in hierdie stadium so vervroulik, dat hulle eintlik 'n vrou nodig het om vir hulle te help. Hulle kan nie, en hulle aanvaar nie die vrou se rol nie, want hulle word self 'n helper. So daar sien ons die skepingsorde, wat gebeur eerste, God het gesê, ek maak een man, een vrou. Dis hoe dit is. Hy sê, maak 'n man en ek maak 'n vrou. Maar dan vind ons, behalwe vir die rebellie by die eet van die vrug, kry ons, wat sê Lamech, waar God gesê, een man, een vrou. En Jesus herhaal dit later baie duidelik. Hy sê, en 'n man sal sy vader en moeder verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Dis God se orde. Dis God se blou druk wat hy vir die hele wêreld gehad het. Wat vind ons in Genesis 4, vers 19 tot 24? Bly hulle by God se skepingsorde, volg hulle God se opdragte na, en ek verwys hier na die man met die naam Lamech, wat niks oor goed gesê word nie, want hy word net na Kain genoem. Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die een se naam was Ada en die tweede se naam was Silla. So is Lamech gehoorsaam? Waar begin die ongehoorsaamheid? By Lamech. God sê een man, een vrou. En er staan nie, man sal sy vader en moeder verlaat en hy sal 2 vrouens aanneem. Dit is enkelvoud, selfs in Hebreëus enkelvoud. Hy sal sy vrou, een vrou aankleef. Nie een man 'n ander man aankleef, of een vrou 'n ander vrou aankleef. Een man sal een vrou aankleef en hulle sal die wêreld vul. Want die skepingsorde. Nou sê Lamech, nee, dankie, ek sal dit nie doen nie. Ons praat van Kain se wraak, ek sal nog erger as Kain. Ek sal 'n man wat my wond sal ek sommer doodmaak. So hy vat sy eie rigting en hy verdraai God se skrifte, net so Satan God se skrifte verdraai het en opdragte verdraai, so gaan hy en hy verdraai ook die opdragte wat God gegee het. Nou stop nie daar nie, want u weet seker natuurlik dat Abraham ook 2 vrouens gehad het. Ander sê 3. Ek praat van Ketura, ander sê Ketura beteken dis maar Hagar. So Abraham, die aardvader van die Joodse volk, en ons Vader gee ook nie gehoor aan God nie, maar hy sê een man, een vrou. Al het sy vrou Sarah hom eintlik in die moeilikheid, net soos Eva vir Adam in die moeilikheid gebring, so bring hy ook, sy ook vir Abraham in die moeilikheid deur vir hom die slavin te gee, en hy kleef haar ook aan, en so gaan dit aan. Ons kyk na Jakob, hoeveel vrouens het Jakob gehad? 2 vrouens. Reg? Nee, nie reg nie. Hoeveel vrouens het hy gehad? 12. Wat van Dawid? Dawid is 'n man van God. Hy het goed geluister na God. Hy sal definitief teruggaan na Genesis en vashou aan Genesis sê, God het gesê, een man, een vrou. Want hierdie man kan getrou wees aan sy vrou alleen. Al sy aandag wat hierdie man het, kan hy vir sy vrou gee. Sy vrou is geregtig op al sy aandag. Hy moenie sy aandag verdeel nie. Dan vind ons tot in Salomo wat gaan in 1000 vroue het. Is dit wat God bedoel het in Genesis? Skepingsorde? Is dit wat God wil hê? Ek weet as kapelaan het ek baie met swart polismanne gedebatteer wat praat oor hulle president Zuma het meer as 1 vrou gesê, jy kan nie eens vir jou 1 vrou sorg nie, hoekom wil jy 2 vrouens of 3 vrouens hê, want jy kan nie eens vir 1 sorg nie, hoe gaan jy dit regkry om vir 'n ander een ook nog te sorg? Of hoekom wil jy 5 vrouens hê, vir wie gaan jy jou aandag gee, want God het gesê, jy het 1 vrou, jy moet haar aankleef, en hulle wat Jesus dan verder ook gaan onthou, kyk na Jesus se herhaling, want baie mense sê, dis Ou Testament, dit is nie van toepassing. Jy sien, baie mense gooi die Ou Testament onder die bus en sê, ons praat nie meer van die Ou Testament nie. So die Here Jesus ook nie van die Ou Testament nie, want hy en Paulus gaan altyd terug na die Ou Testament, God se opdragte, en Jesus gee 'n lang
relaas oor hoe dit moet wees nie, want hy word gekonfronteer deur die Fariseërs in Matteus 19 vers 4 tot 6. Want jy sien die Fariseërs kom na hom toe en dan word gepraat oor die huwelik en die egskeiding en Jesus antwoord vers 4 sê hy antwoord, het julle nie gelees? Jy sien nou, wat doen Jesus? Hy sny terug na die Ou Testament toe, né? Hy veronderstel hom. Julle is Fariseërs, so. Julle moes gelees het. Julle sê dan julle is experts as dit by lees en geletterdheid kom en so julle het reg gelees. Hy sê, het julle nie gelees dat die Skepper, Jesus praat eintlik vir homself ook in hierdie opsig, hulle van die begin af man en vrou gemaak het. Jy sien, daar kom die skepingsorde weer duidelik vorentoe. God, hy het hulle man en vrou gemaak. En dan vat hy die verder sê hy, daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat en aan sy vrou verbind word, en die twee sal een vlees wees. Nie aan 'n man en vrouens verbind word nie. Hy sal hom verbind, hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Daarom wat God saamgevoeg het, die ander vertaling sê, mag niemand skei nie. En dan onmiddellik die Fariseërs wat altyd nuuskierig was, en hulle vir Jesus sê, ja, maar wat maak mense nou 'n geval waar hierdie geskei en daai een, hierdie is dood en daai een, maar dan sê hulle, maar Moses het dan vir die volk 'n skeibrief gegee. Hoe verstaan jy dit, Jesus? Moses, van alle mense wat die wet gegee het, wat moes geweet het, wat self Genesis geskryf het, moes weet, dat 'n mens nie mag skei nie. Maar nou wat sê Jesus aangaande Moses se brief? Hy sê dit is gegee oor die hardheid van julle harte. Is dit toegelaat? Omdat julle nie in die skrifte wil vashou nie, laat ek toe dat 'n man en 'n vrou skei, maar Jesus sê dit was nog nooit die bedoeling van God dat 'n man sy vrou mag skei nie, want wat God bymekaar laat niemand die ander een of ander mense 'n derde party skei nie, want God het hulle bymekaar gevoeg en laat geen mens dit skei nie. Dus jy sien nou begin nou af weg gaan verder van God se bedoeling en verordeninge. Polygamie, afgewyk, egskeiding, afwyking. En God kan elke keer as iemand afwyk, het hy die reg om daardie persoon dood te maak. Want sê Paulus nie ook, vervloek is hy wat nie alles doen in volgens die geskrifte nie. Tog verdra God hulle sy skepingsorde te verbreek. Mans met mans, vrouens met vrouens, mans terwyl hy getroud is, besig met 'n ander vrou. Eintlik moet God hulle dadelik om die lewe bring. Dit is eintlik die regte manier. Maar die mens sal eerder kinders om die lewe bring, babietjies om die lewe bring, as wat hulle wat die sondaars is. Dieselfde geld die duidelike instruksies wat die apostel Paulus en Petrus vir ons gee aangaande die rol van dames in die kerk. Dit een van die argumente Jesus sê, gaan Matteus 28 vers 9, gaan maak disippels van alle nasies, net wat julle meer so vertrou is, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat gebeur hier? Daar's nog 'n afwyking. Nie net die polygamie, meer vrouens en mans met en rolle nie, dit begin waar het die Here gesê gaan maak disippels van kindertjies, babietjies, as hulle gebore word en binne 'n kwessie van 2 jaar moet hulle gedoop word. Ek lees nêrens waar Jesus so opdrag gegee het. Maar ons het dit 'n opdrag gemaak. Van die bekendste teoloog vir wie ek baie lief is, het Dr. Chris Simon van Tygerberg, bekende teoloog, besig met dolering, wat lankal begin met die dolering van die vroue in die, behalwe in die kans is ook vrouens en gays wat hulle in die Weskaap toelaat. En
het hy gedoleer. Maar hy het eendag op sy Facebook 'n lang artikel geskryf hoekom babatjies gedoop moet word asof dit skrif is. Dit is wat God gesê het. Ek dink Jesus was nogal reguit wat hy gesê het. Maak disippels, doop hulle. So die disipel is iemand wat klaar geleer is, word nou gedoop. Nie sy babatjie nie, hy. Maar so gaan dit, ons kyk verder en verder van direkte opdragte, het ek hom gesê, Dr. Simon is net baie versigtig wees om iets wat duidelik gesê word deur die Here Jesus Christus te gaan interpreteer deur 'n paar versies saam te flans en te gee as 'n rede hoekom ons nou babatjies doop. Verstaan nie hoekom ons as baptiste nie babatjies doop nie. Want Jesus het gesê hoe hy het vir ons gewys, hy het nie net vir ons gesê, hy het vir ons gewys as 'n teken. En so gaan die mense af, want dit het ongelukkig het dit begin by Constantyn. As jy in die guns wil lees by die keiser, dan doop jy en jou hele gesin, en dan is jy nou deel van 'n verbond, wat beteken, die babietjie as hy sterf, gaan hy reguit hemel toe. Nie dat ek nie dit wil glo nie, maar ek hoef hom nie te doop nie, om te sê, hy behoort aan God nie. So verval gebruike en ordonnansies van die doop, en van die rolle, en word weggewys van meer as een vrou. Want mense poog altyd om 'n paar verse uit konteks uit te neem en dit dan toe te pas en te sê, so spreek die Here. Regtig? Dit hoe hy spreek, is dit wat hy gesê het? Daar, ding wat eers, ek hou van die woord, 'n downward spiral, 'n afwaartse spiraal. Weet as 'n ding begin 'n randsaakie word, en randsaakie en later word hy al kleiner, dan begin hy kleiner en kleiner. Ja, en alles word ingesuig in 'n afwaartse spiraal tot dit vernietig word. Dit is so 'n problematiese situasie om altyd 'n ding mooi te hoor, maar nie die hele opdrag reg te hoor en te verstaan nie, dat my altyd dink aan koning Saul in 1 Samuel 15, waar die profeet Samuel na Saul toe kom en sê, die Here het gesê, gaan en die Amalekiete, gaan tref hulle met 'n bandvloek, maak almal dood, vrou, kinders, diere, almal, omdat God het 'n rede hoekom hy so opdrag gee aan Saul. En wat doen Saul? Samuel na hom toe kom, dan vra Samuel hom, het jy gedoen soos die Here gesê het? Het jy alles doodgemaak? Dan sê, ja, ek het. En dan sê Samuel, maar wat 'n gebler en gebolk hoor ek. O, ja, ekskuus, ek het die koning Agag gespaar. Hoekom weet ek nie, want dit is 'n wrede koning gewees, hy het ander kinders doodgemaak en van die beste van die vee vir die Here gehou. Dit is vir die Here. Jy verstaan Samuel, ek het gedink, dis reg as ek die beste verhou, sodat ons dit vir hom kan offer. Nou sê die Here, ek verstaan Saul, dis heel reg wat jy sê. Dankie dat jy aan my gedink het, dat jy aan my wil offer. Vreeslik dankie Saul, dat jy die beste van die beste vir my gehou het. Nee. Eerste ding wat Samuel doen, hy gaan kap koning Agag in stukke, voorkom. Samuel sê, het jy nie geweet dat gehoorsaamheid beter is as offerhandes? Wat doen Saul? Hy doen alles wat die Here vir hom sê. Alles wat die Here sê, doen hy. Maar daar sekere gedeeltes wat hy uithou en sê, weet, volgens my is dit beter om so te doen. Is dit maar wat Adam en Eva ook gedoen het. Hulle het alles mooi gehoor wat die Here gesê het. Maar hulle het gehoor, maar hulle het nie alles gehoor nie. Hulle het gehoor, hulle word nie alles toe. Het pas nie alles toe nie, wat die Here sê nie. En dis 'n gevaarlike rigting, want definitief wat verkeerd gaan met die meer as een vrou, met die misbruik van die gawes, wat ook 'n probleem is in die kerk, want en op 'n eie manier vir eie eer, die neem van gedurende egskeiding, en al die dinge laat die Here toe. Gelukkig hoef ek nie te oordeel. Dit is nie my nie, ek moet maar net die skrif verkondig. Maar dan vind ons die verhaal van 'n baie goeie
diaken in die kerk, die eerste diaken wat gemeld word in Handelinge, wat die mense waarsku, en die fariseërs het hom daarvoor gestenig, dat hom doodgegooi met klippe, oor hy durf waag het, om hierdie dinge, die mense die hele skrif uit te lê en te verduidelik waaroor dit alles gaan. Want wat sê Stefanus, hy het 'n hele toespraak in hoofstuk 7, so 'n baie lang gedeelte, wat hy van praat. Kyk wat sê hy in Handelinge 7 vers 51. Hy praat met 'n volk wat geglo het hulle is die unieke uitverkore volk, almal op pad na die hemel toe, want hulle staan onder die verbond van Israel en hulle ken die skrifte beter. Na hierdie al lang uitleg gedoen het van amper 54 verse, waar in vers 54 hulle oor toedruk en stenig, hulle tande geknars en hom saam met Paulus se goedkeuring doodmaak. Hy sê vir hulle, julle hardnekkiges, met onbesnyde harte en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook. Wie van die profete is nie deur julle vaders vervolg nie? Ja, hulle het diegene doodgemaak wat die koms van die regverdige vooraf aangekondig het. Julle het nou sy verraaiers en moordenaars geword. Julle het die wet deur die beskikking van engele ontvang en tog nie onderhou nie. Hier is eintlik, ek sal sê die Heilige Gees neem Stefanus se stem oor, want dit is hoe die Jahwe gepraat het in die Ou Testament. Julle onbesnedenis, wat voorgee dat julle die wette en die profete nakom, julle wat altyd hoor, maar julle luister nie, julle kyk, maar julle sien nooit nie. Dis die Heilige Gees verbatim wat aangehaal word deur Lukas. Want dit is wat hy vir hulle sê, julle hoor, maar julle hoor nie reg nie, julle, soos Saul, hoor julle, maar julle hoor nie die vooruit daarvan nie. Tog het God Saul se ongehoorsaamheid verdra. Tog het God nog steeds die mense wat ongehoorsaam is, verdra. Dis sy verdraagsaamheid. As ons kyk na, jy ken Efesiërs 5, ek gaan nie die hele hoofstuk doen nie, maar as jy dit vind, is een van die mees didaktiese, mees in gedeeltes, mees wat instruksies gee aangaande die gebruike binne in die kerk. Efesiërs 5 vers 21 is spesifiek in verhouding tussen man en vrou. Hy begin Efesiërs 5 vers 15 deur te praat van leef deur die Gees, hoe jy moet lewe deur die Gees, en dan 21 tot 33 gaan oor die rol van die huwelik, hoe hulle moet lyk. Dan kom hy in hoofstuk 6 van Efesiërs, kom hy by die kinders, hoe moet kinders wees in die kerk as hulle lid is van die kerk, eer jou vader en jou moeder, opdragte aan die vaders, vers 4, die vaders moet julle kinders nie uitdaag nie, maar voed hulle op, en dan gaan hy vers hoofstuk 6 tot 5, slawe, dit moet julle doen, wees met vrees en bewering, die aardse eienaars gehoorsaam, nie net met lippediens nie, en dan gaan hy na die eienaars toe, hoofstuk 6 vers 9, en dan gee hy aan die eienaars spesifieke opdrag. Dis redelik spesifiek. Paulus is nie ambiguous, hy dryf nie rond oor instruksies. Hy kom, geleerde regter, bring hierdie instruksies na die Efese toe, en na Efese en sê, so wil die Here hê, moet die verhoudings wees tussen vaders en kinders, slawe, eienaars, kind, en dit is nie moeilik om dit te verstaan nie, en dit moet nie moeilik te wees om dit na te kom nie, want jy sien die rolle en verantwoordelikhede word reg uitgespel, so dat die Heilige Gees nie op die ouens sê, julle is 'n hardnekkige volk, julle hoor altyd, maar julle gee nie gehoor aan wat ek sê nie, want in hoofstuk 5 vers 21 gee hy vir ons tog duidelik die rolle en die verantwoordelikhede in die huwelik. Ons is baie dankbaar, ek is ook deur 'n moeder gebore, ek het nie ook, my maat my nie moet sien op by die trein het gelok nie, ek is werklik ook gebore deur 'n moeder, ek kan nie dit glo. Maar die groot ding is
Paulus sê, dit is, mans, moet julle verhouding wees. So ek begin by hierdie eerste gedeelte se kortlikse eksposering wat hy sê, wat is die eerste opdrag aan die vrouens in 'n huwelik? In die huwelik van mense binne in die kerk, want Paulus sê dit nie vir mense wat buite in die kerk is, hy sê dit vir mense wat binne in die kerk is. Dit is wat die Heilige Gees wil hê, so moet julle huwelike lyk. Eerstens, hy sê, maar die vrou, en hy begin by die vrou, hy sê, maar julle moet eerstens ondergeskik wees aan julle mans. En ek dink van die vertaling sê aan julle eie mans, nie aan alle mans nie. Aan julle eie mans. Soos is dit betaamlik, want hoekom? Want Christus is die hoof van die kerk. Die kerk is, God wys in die kerk, verwag verantwoordelikheid. Hy gaan nie die vrou eendag slaan of die moeder slaan oor hulle nie hulle opdrag. Hy gaan die man slaan, want jy is veronderstel om die hoof van jou huis te wees. Hy gaan jou in die rekenskap bring. Hy gaan nie die vrou en sê, jy het nie 'n goeie werk gedoen nie, ek wil niks met jou te hê nie, Adam of meneer, kom, waar is jou vrou? Ek gaan vir haar, ek gaan na in groot oordeel bring. Nee, hy hou die man verantwoordelik, want weer eens, Paulus haal uit wat Jesus gesê het, haal uit wat in Genesis staan, dat die man en vrou sy vrou sal aantref, nadat hy sy vader en moeder verlaat het. Daarom, soos die kerk ondergeskik is, vers 24 Christus, so moet die vroue in alle opsigte aan die mans, eie mans is eintlik die regte mans onderdanig wees. Mans, dan kom hy Paulus by die mans ook. Hy sê hoe 'n vrou moet onderdanig wees, en ek dink die woord daar is in detail in alle dinge. Want wat is die rol? Ons het nou nog gesê in Genesis sê die rol van die vrou is om haar rol is helper. Dis haar rol is helper. Wat is haar verantwoordelikheid? Om te onderwerp, haarself te onderwerp aan 'n man, ondergeskik te wees aan 'n man. Dis die opdrag van Paulus. Maar wat is die rol van die man? Terwyl ons nou met moederdag sit. Wat is die rol van die man? You must be a loving leader. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Hoe? So lief soos Christus die kerk het. Mans, julle moet bereid wees om julle lewe vir julle vrouens af te lê. Watter man het sy vrou so lief? Nie jou vrou onder die bus in te gooi nie. Want jy veronderstel om jou lewe vir haar af te lê, alhoewel dit nou nie op hierdie stadium nodig is om selfmoord te gaan pleeg voor 'n bus in te spring sodat jou vrou kan red nie, maar dit word verwag dat jy geen ander vrouens sal aankleef en by jou sal hê, maar slegs getrou te wees aan jou vrou en haar lief te hê soos jy jou eie liggaam het. Ek sê altyd met huwelike, my gunsteling is Efesiërs 5. Mans is lief vir hulle liggame, né? Weet, die mans hoef niks te sê nie. Hy staan tog maar ook voor die spieël. Kyk maar, jy het die mans gesien by die gimnasium. Hoe lief is hulle vir hulle eie liggame, as daai dumbbells wat gepomp word en daai spier word net al groter. Hy word al groter en hy val sommer in, hy word sommer verlief op sy eie liggaam. Want watter man stop hom nie in nie, die vrouens stop hulle in en hy sê die vrou nee, hierdie liggaam is jou liggaam, so ek sal mooi kyk na hierdie liggaam, gee net vir my die asperges en gee net vir my die nodige slaaiblare en tomaties en proteïen, sodat my liggaam vir jou mooi kan lyk, my vrou. Nee, hy gee nie om nie, al lyk hy soos 'n vat, met 'n wynvat, al lyk hy so, hy's baie lief vir sy liggaam, hy kan nie genoeg kry van sy eie liggaam nie, en hy voed sy eie liggaam, en hy klee sy eie liggaam. Nou sê Paulus, jy moet jou vrou lief hê soos Christus die kerk het. Christus het sy lewe vir sy kerk afgelê, daarom moet jy ook jou lewe vir jou vrou aflê. Nou, daar is nog steeds die geneigtheid van alle mense reg oor die wêreld. Ons is rebelse mense. Moet nooit sê ons wat in kerke sit is nie rebels. Ons is rebels. Want hoekom sê Paulus, vrouens, dit moet julle doen. Wees julle mans ondergeskik. Hoekom? Omdat vrouens oor die algemeen geneig is om nie te wil onderwerp. En dat ons kan dit sien in die vroulike emansipasie en vroue wat hulle onderklere gebrand het. Die geneigtheid, die sonde, ek sê nie alle Christen vrouens het al
sal hervorm. Maar die geneigtheid, Eva se gees is nog daar binne om nie regtig te wil onderwerp nie. Psalm 2 te sê, laat ons hulle bande stukke druk en die toue van ons afbreek, want daar's 'n rebelsheid binne en daarom moet Paulus sê, kom terug, vrouens, onderwerp. Mans, kom terug, wees lief vir julle vrouens, soos julle eie liggame. Nie 'n rebelse hardnekkigheid. Ek hoor nie vir julle te sê, julle moet julle vrouens lief hê nie. Die Heilige Gees moet in julle werk om outomaties vir julle vrouens lief te wees. Julle self aan hulle op te offer. Want dit is wat die skrifte sê. En Paulus gaan haal dit uit Genesis uit. Mans, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die kerk, sodat hy haar kon heilig nadat hy haar met die waterbad deur die woord gereinig het. Daarom gee Paulus in Efesiërs ook die rol van die mans en die vrouens. Een man, een vrou. Skepingsorde. Terug na, nie die wette van Moses, terug na die skepingsorde van God. Die man se rol is leier, wat moet lief wees, versorg. Die 5 P's, priest, prophet, provider, pioneer, physician, al die rolle in die man, in die huwelik, so dit moet wees, dis wat bedoel word. In 1 Petrus 3 vers 1 wat ons laas keer na gekyk het, vrouens wees ondergeskik aan julle eie mans, ook weer eens eie mans, wees geskik aan julle, want dis waar dit begin, eie mans, selfs hulle wat ongered is, sodat hulle dalk sonder 'n woord gewen kan word, as hulle sien dat julle eerbiedig is en julle die geskrifte wel nakom, sal jy sonder om 'n woord te sê jou man wen vir die koninkryk. Want hy sê ook duidelik hier, vers 4, maar hoekom moet dit jy so spesifiek wees? Hoekom nie op 'n ander manier? Omdat God so gesê het. Net so vrou moet julle aan julle eie mans onderskik wees, sodat selfs indien sommige aan die woord ongehoorsaam is, ook julle sonder 'n woord, hulle sonder woord gewen kan word deur die manier waarop julle leef. Nie met sieraad, rein, eerbiedige lewenswyse, vol skoonheid, nie op uiterlike dinge nie, soos vleg van hare, dra van juwele, aantrek van elegante klere, maar op dit wat die guns mense hart verborg is, die onverganklike skoonheid van 'n sagge aard en 'n rustige gees, wat die vrou uniek geskep is in die man, want die man is nie rustig in sy gees, hy is altyd vegtend in sy gees, nie sagge aard nie, met 'n rustige gees nie, want wat in God se oë kosbaar is, hy het haar uniek gemaak, vrou het 'n sagtheid in haar binneste, so sê Petrus het ook die heilige vroue, so Sarah, haarself en haar man onderwerp, ons selfs om hier as Heer aangespreek. Dis die skoonheid en uniekheid van 'n vrou se gees in haar binneste. En dan sê hy ook, man, so moet julle saam met julle vrouens lewe, begrip vir hulle toon as die swakker geslag. Die letterlike of kryk of die een wat swakker gemaak is. Maar julle moet vir hulle omgee, vir hulle lief wees, hulle dra. En hulle as mede-erfgename van die genade gawe, of van die gawe van die lewe met respek behandel. So hulle in die oë van die Here in 'n kerk is die man en die vrou uniek gelyk in hulle rolle. Maar nie in hulle orde. Orde is anders. Rolle, wees lief, verstaan mekaar, begryp mekaar. So, mans hou op rebelleer en wees lief vir julle vrouens. Dis wat hy basies sê. As dit nie nodig was om daaroor te praat en sê, Paulus laat nie daaroor praat nie, maar dis 'n probleem. As dit sou dit nie laat neerskryf nie. Julle moet julle self onderwerp, mans, en julle moet lief hê. En hulle sien as die swakker geslag, sodat julle na hulle kan kyk. En dis julle verantwoordelikheid om na hulle te kyk. Maar die meeste mans en vroue in vleeslike geaardheid is nie geneig om hierdie dinge na te kom nie, want dit is teen ons natuur. Mag die Here ons help, Moedersdag. Hoop julle kinders vat julle uit vir goeie ete of bring goeie etes na julle toe.
versorg julle ook, want Paulus praat hier ook met die kinders, wat die kinders moet doen in die kerk, hoe hulle moet optree. En dan as die Here wil, sluit ek volgende week die gedeelte af. Weer 'n gedeeltelike eksposering te doen van die gedeelte wat ons gelees het in 1 Korintiërs 11, 1 Timoteus 3, hoekom 3? Want dit praat van die rolle van die ouderlinge, en 1 Petrus 5, Titus 1 en 2 Timoteus 4 vers 2. As julle nie hier is nie, volg asseblief die ding op die video, want ons sal 'n gedeeltelike eksposering doen van hoe benader ons die dames in die kerk. Want er staan nergens dat 'n vrou nie mag bid of praat in die kerk nie. Dit staan nie so geskryf. Maar ek in die konteks sê, die vrou nie oor haar eie man binne in 'n gemeentelike samekoms, as sy geprofeteer het, kan opstaan en vir haar man sê, dis nie korrek wat jy sê, want dan verbreek dit die natuurlike orde. So, ons kyk na dit as die Here wil volgende week in meer detail. Mag die Here u seën en u lei, dankie dat jy die regte pin het. Kom ons bid en vra vir die Here vir sy genade en seën. Jy kan by die huis gaan bid. Vader, ons dankie dat ons na u woord kan kyk en ons u woord, Here, kan hanteer soos Dawid Psalm 119 sê, u woord is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Mag u woord vir ons kosbaar wees. Mag ons, Here, al is daar soveel afwyking, selfs oor die, Here, die doop en die genadegawes en die, Here, egskeiding, alles wat, Here, u verdra, want u is 'n God wat baie verdraagsaam is. Want u moet elke persoon eintlik doodmaak die oomblik as hy sondig. Verdra u ons afwykings, verdra u ons ongehoorsaamheid. Here, want u kon dat Samuel vir Saul ook stukke gekap het, u het nie. Hy het nog lank gelewe na die tyd. Mag ons nogtans alles in ons vermoë doen, poog om die geskrifte reg te interpreteer, reg na te kom tot verheerliking. Mag ons 'n getuienis wees, selfs ons gemeente en na ander gemeentes buite, 'n voorbeeld wees van hoe dit is om die Here se skrif reg te volg. Ons bid dit alles met danksegging in Jesus naam. Amen.